Goeiemôre vriende in ons Here Jesus Christus. Welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Uit die Woord Digitaal is 'n onafhanklike platform wat die woord van God onbevrees, onbevange en suiwer verkondig aan alle mense van die wêreld. Dankie dat jy deel is van ons geloofsfamilie. Ek is Dominee Adriaan Swart en is my heerlik om vanmôre saam met jou stil te word rondom die Here se woord. Kom ons lees vanmôre Galasiërs 5 vers 1. Christus het ons vrygemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid en moet julle nie weer onder die slawejuk laat indwing nie. Jesus Christus het aarde toe gekom vir sondaar mense om ons te kom vrykoop van die sonde en verlorenheid. Hy het die hoogste prys betaal, naamlik deur sy lewe vir ons op te offer aan die kruis op Golgotha. Dit was die vereiste gewees, broeder en suster, om te kom deel met ons sonde. En hy was die volmaakte middelaar, wat volmaakte God en volmaakte mens was, wat aan die eise van die ware middelaar kon voldoen. Hy het in ons plek die straf op die sonde kom dra, sodat ek en jy vrygespreek kan wees. In ons teks van vanmôre sê Paulus in vers 1, Christus het ons vrygemaak om werklik vry te wees. Ja, broeder en suster, ek en jy is vrygekoop deur die kosbare bloed van Jesus. Ons sonde is vergewe, ons is skoon gewas, ons is regverdig verklaar en ek en jy kan nou waarlik vry elke dag gaan lewe. Maar hierdie vryheid beteken nie dat ons weer die reg het om sonde te kan gaan doen nie. Ons moet vas staan in die vryheid wat Christus vir ons kom bring het. Hy het die sonde mag gebreek. Hy het ons vry kom maak deur sy kosbare bloed en deur sy liggaam wat vir ons verbrysel is. Hy het die hoogste prys betaal vir ons vryheid. En daarom moet ek en jy op sy pad lewe. Ons moet kies teen die wêreld en teen die sonde. Jesus Christus het vir ons 'n nuwe pad kom aandui. Hy het aan ons 'n nuwe hart kom gee en 'n nuwe gees in ons binneste. Hy het ons waarlik vry kom maak sodat ons reg en toegewyd kan lewe. Elke dag word ek en jy baie gebombardeer deur wêreldse dinge. Ja, selfs die sonde en die Satan is so dikwels nog besig om struikelblokke op ons pad te bring. Maar moenie toegee daaraan nie. Paulus sê, staan vas in hierdie vryheid en moet julle nie weer onder die slawejuk laat indwing nie. Kom ons koester hierdie wonderlike vryheid in Christus en ons lewe dankbaar, gehoorsaam en toegewyd tot sy eer. En ons loof die Here vir die hoogste prys wat hy vir ons kom betaal het, deur sy seun te laat vasspyker aan die kruis op Golgotha en deur die opstanding uit die dood, sodat ons waarlik vrygemaak kon word. Kom ons bid saam. Dierbare Here, baie dankie vir hierdie nuwe dag. Ons loof U vir hierdie kosbare boodskap vanmôre vanuit U woord en vir die voorreg om vrygekoop te kan wees. Ons is U kinders, Here, en ons het U van harte lief. Help ons om op die regte pad te lewe en om God se woord ons eie te maak en aan U alleen gehoorsaam te wees. Dankie vir hierdie dag, seën dit vir ons, vul ons harte met U liefde en laat ons elke dag deur ons lewens U naam uitdra, verkondig aan alle mense en gehoorsaam sal gaan lewe tot U eer. Ons vra dit alles in Jesus Christus se naam uit dankbaarheid. Amen. Dankie vriende, 'n geseënde dag.